Goeienaand, my naam is Rudy en vanaand gaan ons ShareTrack in basis 1 hanteer. So ons gaan net hierdie basiese goed van die sagte ware hardloop. So byvoorbeeld die investment dashboard, trader dashboard en al die tools wat ons aan die kant het, waar ons in basis 2 gaan ons 'n bietjie meer in diepte gaan en dan 'n bietjie tegniese en fundamentele analise gaan doen. Nou die oomblik as jy inlog, gaan jy op die investment dashboard kom. Nou jy het natuurlik 3 verskillende dashboards. Party sal natuurlik net 2 hê. Die wat die Forex het sal 3 dashboards hê. So al drie van hulle lyk min of meer dieselfde. So op die dashboards gaan julle account balances kry en op die account balances sal jy dan natuurlik begin met 'n simulasies-rekening van 100,000 en dan natuurlik enige ander rekening wat jy in bylas sal dan saam met jou simulasie wys, maar by default kry jy dan net een simulasie-rekening. En dan sal jy natuurlik vir jou 'n pie grafiek gee van al jou verskillende rekeninge. So die StockPix is die klein rekening, die StockPix is my groot rekening en dan die simulasie is my klein rekening. As ek nog gehad het, sal dit natuurlik erbij gesit het. Dan onder die profit and losses wys dit vir jou natuurlik jou income, jou gelde wat jy sover basis ingebring het, jou expenditure, dit wat jy sover spandeer het en dan jou profite. So as jou income minus jou income minus your expenditure behoort jy dan jou profit aan te kry. Dan aan die regterkant gee jy vir jou market values, so as ek nou byvoorbeeld hier op StockPix moet gaan klik, dan gaan hy vir my market values nou gee van elke aandeel wat in my portefeulje lê. Alright, elkeen met sy eie bedrag. Alright. Dan onder dit gee jou account, selfs soos met die pie grafiek hierbo, gee jy natuurlik jou accounts hieronder, so hy gee vir jou simulasie, en dan enige ander rekeninge wat jy natuurlik hieronder het, met die market balance, wat jy basis in totaal het op die rekening, jou cash balance wat jy oor het om te spandeer, jou investment value, hoeveel van jou gelde is natuurlik nou al geïnvest, jou total brokerage cost, hoeveel brokerages jy al betaal het, en dan jou growth en jou losses. Okay. En dan hieronder is natuurlik dan die aandele wat jy dan gaan koop het. So hy sal vir die kode gee van elke aandeel met die kwantiteit wat jy gekoop het, die unit cost, so elkeen is in rand, die total cost wat jy in totaal betaal het, die current price, so die huidige prys op jou aandele, so daai is unit cost en dan current price. So as jou current price hoër is natuurlik as die unit cost, dan weet jy okay, jy het natuurlik nou gelyk gebruik, jy begin al profit te maak. Dan jou current value van wat jou aandeel nou huidigelik werd is, van wat jy gekoop het, so total cost is wat jy gekoop het, current value is die huidige waarde. En dan vandagse beweging, hierdie is natuurlik in cent, selfde met jou jou vandagse beweging sal in cent wees, my overall move sal reg wees, so daai desimaal moet net aanskuif, so vandagse beweging byvoorbeeld op Vodacom is R2.20, Aspen is R3.38, TCP is 34 cent, so daar is natuurlik alles in sente. Dan jou overall move persentasie, so is net persentasie wat jy beweeg het en dan natuurlik die action button waar jy gaan en jou stop losses en wat opstel. So ek gee vir investment options, option to sell, so as jy van hier af wil verkoop of jy kan 'n graaf gaan view van hier af, jy kan nog ekstra aandele gaan bykoop, jy kan gaan verkoop van hier af en dan natuurlik ook 'n stop loss hier gaan opstel. Maar al hierdie sal ons natuurlik in basis 2 sal ons dit cover. Trader dashboard lyk min of meer dieselfde, so onder die trader dashboard gaan jy natuurlik, as jy nie 'n rekening het nie, kan jy vir jouself 'n rekening gaan skep onder die trader dashboard. Ek het gewys om dit ook te doen. So hy gee vir my simulasie rekening met my current balance, cash balance, investment value, total margin cost en dan die growth and losses. So dit gaan min of meer dieselfde wees, al wat gaan verskil is hierso die direction wat jy gaan koop en dan natuurlik die margin wat jy betaal het vir daai transaksie. Okay, maar die res van die goed sal min of meer dieselfde bly. Daar gaan nie regtig enige ander veranderinge wees tussen die investment en die trader dashboard nie. As nou oorgaan na die analise gedeelte toe, onder World Market Indicators gaan hulle vir die wêreldmarkte gaan gee, eers 'n World Market View map van die verskillende markte wat ons dophou en dan die resources, so die kommoditeite, so Brent crude oil, gold in dollar en dan is dit gold in rand per kilogram natuurlik, palladium, platinum en silver. So hierdie is kommoditeite wat jy natuurlik kan verhandel as jy byvoorbeeld op CFD's trade. Dan kry jy verskillende kommoditeite wat jy ook kan gaan verhandel. Ons sien nou net die grafieke vir die kommoditeite nie,
Ons gee net die huidige pryse en natuurlik wys vir jou het hulle opgegaan of afgegaan, want dit het natuurlik invloed op ander maatskappye soos Brent Crude sal byvoorbeeld 'n invloed hê op Sasol se prys, waar goud sal nou weer 'n invloed hê op New Gold as 'n voorbeeld se prys, en dan palladium, platinum en silwer sal nou weer by Sibanye Stillwater se prys gaan beïnvloed. So kommoditeite beïnvloed se pryse beïnvloed natuurlik sekere aandele se pryse ook en vice versa. Dan kry jy currencies. So die currencies gee natuurlik net wat die huidige heel onder wat die huidige randwaarde is. So die huidige randwaarde is R15.43. Ons gee natuurlik hierso as prins die ekstra desimale, want die ekstra desimale is natuurlik vir die wat forex verhandel op die sagte ware. So jy het daai ekstra desimale nodig as jy forex verhandel. So hy gee vir jou vir al die pad van die Aussie dollar versus die rand, European dollar versus die US dollar, European dollar versus die Suid-Afrikaanse rand, Great British pound versus die US dollar en so aan. Okay, maar die prys, die percentage movement, die last modified date wanneer die prys laaste geupdate het, is natuurlik vandag. Die movement, of hy natuurlik 'n growth of 'n loss gemaak het. So as hy growth getoon het, beteken dit natuurlik die rand het verswak teenoor die dollar. As hy loss het, byvoorbeeld dan sou die Japanese yen versterk het teenoor die US dollar. Onder dit gee ons net vir die World Market Indicators, soos die Compex, die wat die internasionale markte is, die DAX German markets, die N225 die Japanese markets, en dan natuurlik heel onder is die J203 die Suid-Afrikaanse mark. So ons stel natuurlik belang in wat die Suid-Afrikaanse mark doen, maar natuurlik jy gaan van dit is hierdie tipe inligting wat jy kry is alles wat gewoonlik wat jy kry teen die einde van 'n nuusberig, wat hulle natuurlik vir ons wys wat het die markte opgesluit. So dit is min of meer dieselfde ding. Ons sien dit net vir alles op een bladsy. Nou natuurlik van hier af jy regtig gaan sien hoe het die algemeen hoe het die J203 byvoorbeeld in die algemeen gegroei of geval nie. Daarvoor moet jy na die grafieke toe verwys, soos byvoorbeeld Chart IQ of Charting Tools om te gaan sien wat het die J203 in die algemeen gedoen. Maar die J203 is natuurlik die algemene indeks, soos al die aandele saam combine. So as 'n baie aandele is wat swak gedoen het, dan sal meerderheid van jou tot dan sy J203 af wees, maar as meerderheid van die aandele goed gedoen het, dan sal die J203 goed wees. Okay, so dit hang dan natuurlik af wat het companies in die algemeen gedoen en dit beïnvloed wat die J203 doen. 'n Stock movement view gee net vir jou overlay van die beste en die swakste aandele sover vir die dag, en van die waardes natuurlik wys vir jou byvoorbeeld soos vir die week of vir die maand. So jou top 40 blue chip shares gaan hy vir jou gee al die mees bekendste aandele soos BHP of BHG wat voorheen BHP was. Hy sal vir die kode gee en dan die prys van hom en dan die persentasie movement en dan PRX process selfde ding. Nou as jy natuurlik wil sien wat is die aandeel se naam op hierdie lyste, op enige lys wat hier verskyn, al wat jy dan hoef te doen is jy klik fisies op die aandeel se kode enige plek binne in hom. Kom ons vat byvoorbeeld INH wat 'n user is, ons klik op hom en hy gee vir jou 'n user Bush InBev. So hy gee vir jou die fisiese kode en dan nog meer inligting. Byvoorbeeld in watse industrie is hulle, die sektor, die telefoonnommer, faksnommer, e-mail, residential address, postal address en dan wanneer hulle jaaruitend is. So van die aandele is daar natuurlik nie sulke inligting op die maar jy sal byvoorbeeld directors dealings kry, dividende, wat se dividende betaal uit. Sal die finansiële state vir die laaste 3 jaar, die market news, wat se nuus is daar op die maatskappy. Waar jy so al hierdie is fundamentals natuurlik, alles is fundamentele analises wat jy gaan doen. Die details byvoorbeeld, wat is die huidige details van die maatskappy, sy general details en dan ook sy latest trading values met sy openingsprys van vanoggend en dan sy sluitingsprys vir vandag, met sy hoogste en sy laagste prys natuurlik, met sy volume wat hy verhandel het, en dan ook sy change in rand, so hy's af natuurlik met R22.43. Die persentasie change is 2.27% en dan die hoeveelheid deals. So mense vra altyd okay, maar wat is die volume? So volume is die fisiese hoeveelheid aandele wat verhandel was, waar die deals is die hoeveelheid transaksies wat gedoen was. So jy sal min of meer
'n goeie idee kan kry van hoe baie word die aandeel verhandel. So hoe meer bekend die aandeel is, hoe meer volumes gaan jy kry op hom en meer transaksies. Kleiner aandele tussenin, kom ons sê wat byvoorbeeld 'n volume doen van 1000, gaan kom ons sê 1 of 2 transaksies hê vir die dag. So jy soek natuurlik aandele met hoë volumes en dan ook 'n redelike hoeveelheid deals. Partykeer kan daar hoë volumes wees, maar 'n klein hoeveelheid deals. Okay, maar volume in die algemeen is die ding waarna ons kyk, nie regtig die deals nie. Okay. So ja, die top 40 blue chip shares is natuurlik wat ons ook verkies waarvan af mense sal begin as jy goeie aandele soek. Dan kyk 'n mens maar na die top 40 maatskappye in Suid-Afrika, want dit het natuurlik ook 'n groot invloed op hoe die J203 byvoorbeeld beweeg. Dan die top 10 volume, so dis natuurlik die top 10 volume sover vir die maand. So hierdie is nie vir die dag nie, hierdie is vir die maand. So byvoorbeeld jy ingaan op 'n aandeel en jy gaan na sy details toe, so jy sien dat die detail sin sal verskil vanaf die volume wat jy hier kry. Rede daarvoor is want dit is vir die laaste maand. Dis natuurlik naweke en vakansie daar uitgesluit. So dit is net jou fisiese investing of trading dae se volume wat hy hier sal gee. Natuurlik hoe hoër daai volume is, soos ek sê, hoe beter. Dit beteken hoe meer mense met natuurlik met daai aandeel verhandel vir die maand. Okay. En dit sê natuurlik ook as jy na die aandeel se grafiek toe gaan, sal jy natuurlik kan sien wat se impak het daai volume gehad. So dit kan 'n goeie impak gehad het of 'n slegte impak gehad het. Dit beteken en dit gee ook nie vir jou wat is verkoop en wat is gekoop nie. Dit gee net vir die volume in totaal. Okay. Dan die top 10 best performers en top 10 worst performers. Dit gee natuurlik nou vir die beste aandele, dis nou vir die dag. So Harmony byvoorbeeld is die beste groeier vir die dag met 14%. AMS 11%. Sibanye-Stillwater ook 11%. So ons kan sien dat die volume wat hier wys vir Sibanye byvoorbeeld het natuurlik 'n goeie impak op die best performers, wat 'n 11% beweging vir vandag. Die R71 tydiglik op die aandeel. So volume weer eens is 'n baie belangrike ding. Hoe meer mense verhandel, hoe beter groei gaan jy kry. En so dit gee natuurlik vir best performers vir die dag in geheel en dan selfs met die worst performers. Worst performers gee vir jou die slegste aandele in geheel. Waar Nutritional Holdings byvoorbeeld sal baie hier verskyn wanneer is 'n aandeel wat gewoonlik deeltyd 1 sent, 2 sent, 1 sent, 2 sent verhandel, gaan nie regtig baie na 3 sent nie, so hy sal een dag op best performers wees met 100% beweging en dan die volgende dag op worst performers met die swakste beweging. So dit gaan natuurlik net vir die swakste bewegers vir die dag. And price earnings average, so dit gee vir jou PE average in sent natuurlik. Wat is die average earnings wat jy kan natuurlik kry per sektor? So byvoorbeeld jy kan kyk na die basic materials, die PE average vir vandag byvoorbeeld is R6.57. Die customer discretionary se PE average in cent is R5.61. So dis maar net min of meer die average groei in daai hele sektor. So jy kan baie keer kry dat dit in 'n minus gaan, want dan beteken die average is natuurlik af, maar die average in geheel sal maar positief bly. Alright. En dis wat 'n mens maar soek, is dat die markte in die algemeen positief bly. En as jy gaan kyk natuurlik na die J203 se grafiek, sal ons sien dat ons is maar in die algemeen is ons eintlik maar baie op. Ons was lanklaas regtig af. Behalwe nou in 2020 wanneer daar COVID was, toe was die markte in geheel af en die waardes het nog redelik drasties decline. Okay. Dan jou top 10 shares bought by clients is natuurlik net 'n klein database van die top 10 beste aandele wat kliënte verkies om te koop. So Sasol byvoorbeeld sal heel bo lê, dan sit MTN, Aspen, Dis-Chem en so aan. So dis natuurlik verwys na hoeveel mense koop byvoorbeeld Sasol, hoeveel mense koop MTN uit die hele kliënte database uit. So is ook nie te sê dat altyd die beste aandele gaan wees nie, maar in die algemeen is dit maar die aandele wat ook nogals redelik groei. So partykeer is dit 'n goeie ding om maar te mirror wat ander ook doen. So dis basies die doel van die top 10 shares bought by clients. Dan kry jy jou strongest stocks percentage above 200-day moving average en dan ook jou weakest stocks below 200-day moving average. Nou vir hierdie gaan ek gou vlugtelik oor 'n grafiek gaan en gou gaan wys waaroor gaan die percentage above en percentage below 'n 200-day moving average. So as ons kyk na RBP Royal Bafokeng Platinum, hy is heidaglik 46% bo
sy 200 daggewichte gemiddeld en Steinhoff is 38% bo sy 200 dag gewichte gemiddeld. Nou die reël rondom dit is jy soek nie 'n aandeel wat te ver bo 'n 200 daggewichte gemiddeld trade nie. Jy soek 'n aandeel wat bietjie nader aan die 200 daggewichte gemiddeld lê. So dit beteken nie omdat die aandeel heel bo aan die lys is dat dit regtig 'n goeie aandeel gaan wees nie. Die aandeel het dalk 'n piek geslaan, hy het dalk 'n ceiling geslaan heidaglik of 'n vorige resistance geslaan en hy kan weer afkom. So jy soek nie 'n aandeel wat te ver al groei gegenerate het nie. Jy soek 'n aandeel wat heel onder lê wat vir jou dalk beter inkomste gaan genereer as wat die heel boonste ene sal genereer, want die onderste een moet natuurlik nou hierdie leer heeltemal klim. Okay, of ten minste halfpad deur hom kom. So nie alle aandele sal byvoorbeeld hierbo gaan lê nie, maar ons soek natuurlik nou nie aandele wat bo is nie. So as ons vinnig gaan kyk na 'n chart onder chart IQ, ek gaan die chart IQ bladsy oopmaak, dan gaan kyk ons gou na die strongest stocks en natuurlik die weakest stocks above and below. So hierdie is natuurlik nou die J203 se grafiek. Nou wat ons nou graag wil hier gaan bylas is onder studies. Regsbo onder studies gaan ons dan hierso en ons gaan na moving average toe en ons gaan create nou daai 200 dag waarvan hulle praat. So is 'n periode van 200 dag op die closing field en is 'n simple moving average. Okay, ons hoef niks offsets of enigiets te stel nie. Ons los hom as is. Ons gaan net daai gaan verander en ons create hom. Dan sit hy nou vir ons hierdie 200 dag gebeurte gemiddeld in. So as ek nou gaan en ek gaan klik nou op daai aandeel. Ek kan al eenetjie daar toe maak. Ek het klaar die 200 dag bygesit. Nou klik ek op Royal Bafokeng en ek sê chart IQ. Dan sal outomaties nou hierdie rooi lyn vir my in hê. Nou wat bedoel ons by daai 64% bo die rooi lyn? Dis basies die verskil tussen die average prys en die huidige prys. Right, so dit is die gap basies tussen die prys hieronder en waar die prys nou huidigelik hierbo toegemaak het. So hoe groter die gap hier tussenin is, hoe meer hoe basies groter van 'n kans het jy die aandeel weer sal draai in 'n afwaartse neiging in plaas van dat daarbo gaan bly. Want die aandeel kan natuurlik nou 'n ceiling geslaan. Nou as ons kyk na die grafiek selfs, ons sien dat Royal Bafokeng het nog redelik verskriklik baie goed gedoen. Hy het geval gedurende COVID, verskriklik baie mooi opgegaan en weer 'n groot val gehad. Natuurlik toe ons nou dit nou weer lyk asof ons weer in 'n semi-lockdown ingaan en van daar af net weer bly groei. Hier nogals redelik van 'n sywaartse neiging getoon in hierdie area, maar toe spring hy nou weer. Maar die ding is hy kan nou in 'n gevaarsone wees. So jy weet nie wat hy nou gaan doen nie. Gaan hy nou weer byvoorbeeld nou 'n groot val hê? So wat hy voorheen gehad het, gaan hy stelselmatige val hê tot en met hy weer kan begin klim. Okay, as ons kyk na historiese data, so sien dat hier het hy verskriklike groot groei gehad, eventueel geval. Nou weer selfdring, 'n groot groei en dan gaan hy eventueel weer val. Nou ons soek nie daai dat hy eventueel weer gaan val nie. Ons soek 'n aandeel wat heel onder byvoorbeeld gaan lê. As ons kyk na VWO as 'n voorbeeld, is hy bietjie nader aan sy 200 dag gewichte gemiddeld. So die verskil tussen die twee is nou natuurlik nie so groot nie. Ons sien natuurlik hy het nou reeds daai afwaartse neiging, want hy het ook 'n groot sprong gehad. Hy het 'n ceiling geslaan en hy begin nou afkom. Okay, so ons soek dat hy daai gap basies nou meer en meer toemaak. Hoe groter die gap is, hoe beter kans het jy dat die aandeel natuurlik in die algemeen gaan groei. Maar jy soek natuurlik ook daai aandeel wat pertinent opbeweeg, wat so naasambel en moontlik aan hy 200 dae is, sodat jy weer daai groei kan kry. Okay, en dan natuurlik dieselfde met die weakest stocks, below 200 moving average. So ons gaan kyk na PRX as 'n voorbeeld, PRX. Nou so sien hy's ver onder die 200 dag gewichte gemiddeld. Okay. So hy het natuurlik 'n groot sprong om te maak tussen sy huidige prys en die 200 dag gewichte gemiddeld. Ja, jy kan baie keer geld maak tussen daai en daai, maar die ding is jy vat 'n groot risiko om hom hier onder te koop en te wag dat hy die 200 dag breek. Wat jy gewoonlik wil doen is jy wil hê hy moet opgaan deur die 200 dag breek en dan positief begin word. So natuurlik die aandele wat heel bo lê, weer eens die gaping is te groot tussen sy huidige prys en sy 200 dag. So jy soek natuurlik weer eens die aandeel wat heel onder is, van die gaping is heel wat kleiner. So hy het 'n beter kans byvoorbeeld om deur die 200 dag te gaan as wat 'n aandeel wat heel bo op die lys lê. Byvoorbeeld Naspers en Prosus weet ek is twee aandele wat jy nou regtig dalk wil invest op nie, veral nou in die tydperk wat ons nou is, gaan ons hier in een van die twee gaan invest nie. Ons sal graag met 'n aandeel wat heel onder lê, wat daai gape kan toemaak.
tussen sy huidige prys en die 200 dag. Okay. So as ons dan gaan, volgende gedeelte is dan natuurlik hier op die positive share sector movement en negative share sector movement. Dit gee vir jou basies in daai sektore, so byvoorbeeld basic materials, sê vir ons dat in basic materials die Harmony en sy huidige prys is 14% op vir die dag. In consumer discretionary is NCS 85 sent en dan 41% op. Dit gee vir in daai sektore wat is die beste aandele en hulle persentasie beweging en natuurlik dieselfde met die negative share sector movement. Sy sektor, die kode van die maatskappy, die prys wat hy trade en die persentasie wat die aandele geval het in hulle sektore. Okay. Dan Satrix en Exchange Traded Funds. Nou Satrix en Exchange Traded Funds kan jy wel gaan verhandel op die sagteware. Ek dink jy behoort nou al teen die tyd die grafieke te kan optrek van hulle. As nie, dan kan jy normale kodes gaan trek, soos byvoorbeeld die STX40 is natuurlik jou top 40 blue chip shares. So sy kode natuurlik vir daai en sal byvoorbeeld wees die J200. So dit dan kan jy natuurlik net gaan kyk na daai ene, of as jy wil gaan kyk na die financials byvoorbeeld, kan jy gaan kyk na onder die news and information sal jy al hulle kodes kry. So daai is industrials, financials, so dan kan jy gaan kyk na wat is hulle kodes, en jy kan dit natuurlik verhandel op die sagteware, maar dit is natuurlik groepering van maatskappye, soos groepering van die financials, groepering van die industrials en natuurlik jou top 40. So dis groeperings van maatskappye wat jy gaan verhandel, en so ook natuurlik met die exchange traded funds. Nou op exchange traded funds, ETFs, het ons glad nie enige grafieke voor nie. Dit gaan jy ongelukkige derde party moet gaan gebruik vir grafieke. Daar is 'n redelike 'n paar goeie voorbeelde daar buite, soos byvoorbeeld investing.com wat vir nog ons redelik ordentlike grafieke gee vir ETFs, exchange traded funds. So jy is meer as welkom daar te gaan kyk vir die grafieke, maar dan kan jy ook terugkom na die sagteware toe en dit hier kom verhandel en daarmee oefen. So jy kan natuurlik al hierdie kan jy gaan op hulle gaan klik en vir hom sê buy shares. So jy kan aandele van hier af gaan koop op enige een van hierdie ETFs. Nou die persentasie beweging op hulle gaan nou nie van wonders wees nie. Dis gemaak vir baie stadiger groei as wat equities is en self CFDs. CFDs se bewegings natuurlik baie vinniger as wat exchange traded funds of equities sal wees, waarvan equities bietjie vinniger is as die ETFs. Okay, maar weer eens hierdie is groepering van maatskappye, soos jy sien top 50, die Canadian top 50 of byvoorbeeld die STX40 word ook hier gelys, maar is ook groepering. So meeste van hierdie is maar groepering van verskillende maatskappye, oorsee en local maatskappye wat gegroepeer is. Okay. So die winning shares list, as die volgende winning shares list is natuurlik Moshe Mngama se lys van aandele wat sy gaan bylas het op hierdie lysie vir ons. Byvoorbeeld soos as ons kyk hier onder het ons vir GFI Goldfields wat nou 11% gegroei het. Hy is natuurlik na die 24ste opgesit, so van die 24ste af tot nou het hy 11% gegroei. Op haar Guru's watchlist het sy natuurlik 'n hele paar aandele wat op haar watchlist lê. Sy byvoorbeeld Pan Africa, Remgro, Absa, Standard Bank, Famous Brands, Tsogosan, Jubilee en Pan Africa, en dan sê sy ook hierso also consider hierdie paar aandele wat sy natuurlik ingesit het. En dan gee sy natuurlik ook sê sy vir go long, en dan wat sy target is. So go long, dis sy target wat hy heidaglik het. So elkeen het sy eie target, en so ook met haar watchlist wat die targets is wat teen hierdie aandele of waantoe hierdie aandele natuurlik kan groei as jy hulle dan aankoop. Dan die latest performers aan die regterkant, wat vir wys wat byvoorbeeld Capitec is natuurlik bo op die lys, dan is dit Goldfields, EOH, Vukile en FirstRand met hulle persentasie beweging. So dis die latest performance vir die laaste ruk. Die recently added natuurlik, daar's baie aandele tussenin wat natuurlik met afgehaal word van die lys af. Van hulle gaan natuurlik weer presteer, maar soos wat ons onsself weer vind in die huidige situasie wat nou in die wêreld natuurlik besig om te gebeur, gaan van hierdie aandele natuurlik nou seer kry. Okay, daar's verskriklik baie aandele wat nou gaan seer kry as gevolg van dit, maar aandele wat weer gaan presteer, soos byvoorbeeld olie en goud of enige ander minerale, sal natuurlik nou nogals redelik goed presteer. Okay. Dan Charting Tool en Chart IQ gaan ons volgende keer behandel wanneer ons nou 'n bietjie meer
in diepte ingaan, dan kan ons goeie soos die RSI en die stochastic en meer moving averages gaan bespreek. Die heatmap gee natuurlik net vir jou heatmap van groen wat net heel bo lê is die beste aandeel vir die dag. So LBH is die beste aandeel vir die dag met die hoogste persentasie groei. As ek heel onder toe gaan, sal MNP sal natuurlik die swakste persentasie groei hê vir die dag. So aandele wat reg in die middel is, sal almal natuurlik nulwaarde sê, maar hoe groener hy word, hoe beter hy presteer. Hoe rooier hy word, hoe swakker hy presteer. En as kyk na die positive growth, sê vir jou weer eens sê LBH heel bo, so al hierdie aandele het goed gedoen, waarvan THA het natuurlik nou nie so goed presteer nie, maar hy het natuurlik goed presteer vir die dag, 4% wat hy gegroei het. En dan negative growth wys vir jou nou van die ouetjie wat die heel onder die minste geval het, tot en met die ouetjie wat die meeste geval het, heel bo. En dan top 40 is dan nie gerangskik soos wat die ander twee is nie. So ons kan outomaties sien as hy heeltemal rooi is, dan weet ons okay, daai is natuurlik die swakste ouetjie vir die dag. En as hy baie groen is, dan weet ons okay, hy het nogals redelik goed presteer vir die dag. Okay, so hy sal natuurlik die ouetjies wat minus is ook tussenin wys. Alright, nie alle aandele sal natuurlik positief wees vir die dag nie. En dan jou watchlist is natuurlik jou eie aandele wat jy natuurlik op jou eie watchlist gaan sit het, wat jy dophou natuurlik. So hierdie is natuurlik my lysie van aandele wat ek nou op die watchlist het, wat ek dan nou natuurlik dophou. So die stocks bladsy, dit sal ons in sessie 2 behandel, en dan so ook die Golden Goose sal ons dan in die Golden Goose sessie gaan verhandel, of behandel, sorry. Dan onder die accounts kry jy 'n opsie waarop jy kan invest, maar jy hoef nie daai te gebruik nie. Dit sal ons natuurlik weer eens in basis 2 so ons dit behandel, wat ons 'n makliker manier gaan wys. Dat hoef mense nou nie die invest opsie te gaan gebruik nie, maar dis die lang manier om. Daar is 'n korter pad. As jy byvoorbeeld gaan klik op 'n aandeel en dit sê buy shares, in plaas van om te gaan soek tussen verskillende sektore, en dan te gaan blaai tussen van bladsy tot bladsy om 'n aandeel te kry. Financials wys natuurlik net vir jou finansiële state. So as ek kyk na CFD simulasie byvoorbeeld, gee natuurlik nou vir my al my transaksies wat ek dan op my CFD simulasie sover dan nou al gedoen het. Alright, al my kope en my verkope met sy datum, sy availability, sy direksie, security en so aan. Alright, so dit wys net vir jou basies alles wat gebeur het. Selfs soos byvoorbeeld die simulasie. Kyk na current holdings aan niks, safety ratchets, niks transactions. Dit wys net vir my al die transaksies wat al sover gebeur het. So safety ratchets is natuurlik 'n baie belangrike ding. Dit gaan ons ook bespreek in basis 2 wat ons wil gaan wys hoe werk die SMS'e en dan kan jy natuurlik gaan kyk na presies wanneer moet jy gaan verkoop. Wat sê jy byvoorbeeld jou safety net vir jou of jy moet verkoop of kan jy nog aanhou. Okay. Dan jou cash flow waartoe al jou gelde gegaan het en dan income expenses of min of meer maar dieselfde. Okay. So dit wys net vir jou hoeveel het jy gekoop teen 'n sekere bedrag en hoeveel het jy verkoop teen 'n sekere bedrag. Okay. Manage accounts kan jy vir jou self ekstra rekeninge gaan skep, soos byvoorbeeld nou daai ekstra StockPix enetjie wat ek nou ekstra gaan bylas het, kan jy gaan en jy kan nog rekeninge vir jouself gaan skep. So jy gaan net hier so na account types toe, selekteer die account type wat jy wil hê. So as jy nou nie 'n CFD rekening het nie, gaan selekteer jy trader account en dan gaan jy so jy sit jou account name in, soos byvoorbeeld CFD simulation. En dan jou amount, so as jy met 100,000 ook op hom wil begin, so jy 100,000 in en dan selekteer jy die datum wat jy hom op oopmaak, so byvoorbeeld vanaf die 28ste, ek selekteer hom en ek sê vir hom create en hy create dan vir my die ekstra simulasie rekening en ek kan hom weer eens net gaan haal onder die trader dashboard. So as jy nie 'n rekening het nie, al wat hy gaan doen is hy gaan net bly draai en draai en draai tot en met hy eventually vir jou 'n blank bladsy gaan gee. Dan moet jy net gaan na die accounts toe en vir jou dan 'n account gaan create onder manage accounts. Onder calculator kry jy investment calculator en 'n financial independence calculator. Nou investment calculator weer eens ons sal dit in basis 2 so ons dit behandel. Die financial independence calculator is natuurlik vir jou om te wys hoe lank gaan jy vat om byvoorbeeld financial independence te behaal met jou huidige salaris met en natuurlik kom ons sê byvoorbeeld met 'n inflasie rate van 6%, so jaarlikse increase van 6%. Kapitaal wat jy sover een kant gesit het, so as dit R5,000 was, jou savings rate van hoeveel van jou salaris kan een kant sit, so by 10% van 10% van 10,000 R1,000 wat jy kan een kant sit 'n maand en dan hoeveel wil jy natuurlik behaal vir die jaar. Ek sê reg, okay, ek wil 40% behaal,
sê ek vir hom calculate. Dan gaan calculate vir my, hy sê vir my reg 7 jaar en 6 maande wat ek natuurlik dan gaan vat voordat ek financial independence dan behaal. So dis natuurlik met die savings rate en as jy natuurlik nou begin invest en daai tipe van dinge, sal die eerste totaal wees wat jy dan natuurlik gaan maak return, gaan jy dan sit op 167 rand return. As jy kyk aan die einde van jou 7 jaar, sê behoort jy dan maandeliks 14.000 rand dan in te bring. Dis natuurlik net op die huidige savings, alright, as jy normaal op savings net wil werk. So as jy natuurlik weer meer begin invest, as jy investments bysit, sal jy heelwat nog ons afbring. Okay, so dis net op jou huidige salaris. Okay. Education, onder education kry jy ons lecture modules. So lecture modules gee natuurlik vir jou verskillende modules waardeur jy kan werk. Introductory, technical, fundamental en economics. Elke een van hulle kan jy gaan klik op more en hy gee vir jou dan die hele module dan byvoorbeeld op your motivation. En dan onder your motivation sal ons dan sien, hy gee vir ons dan hier so onder 2 videoetjies ook. So van die video's sal of van die modules sal natuurlik vir jou video's ook gaan gee wat jy moet gaan kyk. En as jy dan klaar gedoen het, dan kan jy ook dan die eksamen gaan skryf op dit. So wat jy dan doen is jy sê vir hom onder exams, jy gaan selekteer introductory, jy gaan na your motivation en jy sê vir hom start exam. En dan gee jy 'n monkey puzzle. Dan kan jy dit gaan en gaan beantwoord. Die eerste een het natuurlik 6 vrae. Van hulle het meer vrae, van hulle is maar net 6. En as jy finish dan gee natuurlik vir jou of jy gepas of fail. So daai het ons nog fail want ons het randomly gaan selekteer. So ja, elke enetjie moet jy opgaan. Elke lecture module kan jy gaan doen. Meerderheid van die tye gevalle is, maar dit is deel van die T's en C's. So jy moet deur die lecture modules gaan werk en die eksamens op hulle gaan skryf. Die pass rate natuurlik op hulle is 50%. So as jy byvoorbeeld 3 uit 6 uit vir die toets, dan pas jy daai toets. Okay. Nou natuurlik ons almal wil natuurlik bietjie meer kry as net die helfte. So dis hoe mense daai goedjies maar ordentlik moet deurlees. Dan die webinars, kry jy alles hierso onder die share tracking webinars. So daar's dus alles wat ons voorheen gemaak het, wat Jack Milner vir ons aan mekaar gesit het. So hierso byvoorbeeld your motivation, eliminate the middleman, take your financial responsibility. Maar al hierdie is natuurlik gemeng tussen die lecture modules. So daai goedjies kan jy gaan en jy kan dit onder die lecture modules gaan vind soos wat die modules doen. Of jy kan al die video's eers gaan deurwerk, maar jy kan nie almal deurgaan en verwag jy gaan die toetse gaan slaag nie. Okay, jy moet natuurlik deur die modules gaan lees, want baie van die antwoorde is eintlik tussen die modules en nie tussen die video's nie. Dan die live webinar archive, natuurlik hierdie webinar sal natuurlik ook hier beskikbaar wees na die tyd. Môreoggend saam en dan ons hierdie nou hier ook gaan upload. Dit is natuurlik al die webinars wat Maxima Gamma doen, en wat Oom Hendrik die Jager doen en wat ek ook nou weer gaan begin doen. So alles sal natuurlik hier gaan lê. So we feel die latest een sal wees Metal Shares giving us caution signs met 'n paar kodes. So dit sal altyd gewoonlik so 10 kodes 'n week wees, wat sy sal behandel, so 5 in die een webinar en dan 5 in die ander webinar. En dan kan 'n mens volgens dit dan natuurlik gaan kyk na wat se aandele is daar ook om te gaan verhandel. So jy hoef nie net te gaan kyk byvoorbeeld na die stocks bladsy of die top 40 of SMS'e nie. Jy kan hierna gaan kyk en gaan kyk na wat se aandele sê Mox is nou goed, wat se aandele sê Hendrik is nou goed. Okay. So ja, dit is waar jy al die vorige webinars en seminars kan gaan vind. Dan die share track and tubes is bietjie meer advanced, byvoorbeeld soos wat is accounting period, wat is 'n equity, wat is 'n candlestick, hoe werk jou EPS, earnings per share. So dit is natuurlik so 'n bietjie meer geleerd is en bietjie meer gemaklik is, dan gaan jy bietjie deur die share track and tubes gaan werk en kyk na wat te doen, daai verskillende goed wat jou gaan help. En dan natuurlik webinar bookings, so enige webinar bookings wat jy wil gaan maak, kan jy na die webinar bookings toe gaan en jy kan 'n webinar booking van hier af gemaak. So jy hoef nie te wag vir 'n mail vir dit nie. Jy kan net direk gaan hiernatoe en gaan boek vir 'n webinar. So byvoorbeeld my volgende webinar is nou hierdie komende Vrydag wat ons basies 2 gaan doen en dan Saterdag gaan ons basies 3 dan doen. So jy kan natuurlik vir dit hier op gaan registreer. En kan ons maar natuurlik net Maart maand gaan selekteer. Ons gou en daarso gee vir ons al Maart maand se. So as ons dan nou hier aan die linkerkant ook gaan kyk, kry ons dan die glossary. So die glossary is enige woorde of terme wat jy nie verstaan nie, kan jy van hier af gaan
gaan vind. So as jy byvoorbeeld nie weet wat beteken abandon nie, klik jy op abandon en hy gee vir jou 'n definisie en 'n bietjie meer information oor abandon, of as jy nie weet wat beteken option, dan gaan klik jy net op option en hy gee vir jou dan daai woord se beskrywing of securities. Okay, van hulle klik nou nie. Kom ons klik op shares. Dan gee vir jou shares en so al die rooi woordjies tussenin het ook beskrywings. Okay, so wat jy lees en verstaan die woord nie, kan jy fisies op hom klik en hy gee vir jou beskrywing. As jy nie deur al hierdie wil gaan scroll nie en gaan soek nie, al wat jy doen is jy gaan dan by search glossary en jy tik jou woord in. So byvoorbeeld STOCH, ek soek vir stochastic. Ek klik op stochastic en hy gee vir my die beskrywing van stochastic. Okay, so elke woord wat jy natuurlik wil vind sal hierso beskikbaar wees, alles te doen met die JSE, alright, of met trading of investing sal jy dan daar kry. News and information onder market news natuurlik trek al die inligting oor alles wat gebeur het vir die dag. So hy vat natuurlik 'n tydjie om in te trek. So ek gaan nou spesifiek op hom gaan klik nie, maar dit gee vir jou alles wat gebeur het sover vir die dag. En hy word ook elke min of meer 10 tot 15 minute word hy ge-update. So dis natuurlik alles van Bloomberg af na Moneyweb toe YouTube, die Son, die Times en al die tipe van dinge se nuus word alles daar op die market news gegee. So as enige iets wat jy vir 'n spesifieke aandeel wat jy wil gaan oplees, dan kan jy na market news toe gaan en dan daar gaan soek. Maar soos ek sê, die bladsytjie vat 'n rukkie om te laai, want hy trek natuurlik alles van die nuus trek hy dan op. Dan die market information gee net vir 'n bietjie meer markinformasie oor aandele. So hy sê vir jou byvoorbeeld wat die kode is, die company, die sektore waarin hy verhandel, die hulle website link en dan natuurlik sy status of die aandeel suspended of active is. Nou daar is sekere aandele wat byvoorbeeld van kode verander, soos ABL byvoorbeeld, African Bank is nou AXL. So hy sal 'n ander kode hê, maar hy sal active wees in plaas van suspended wees. Absa byvoorbeeld ook. Absa was ASA byvoorbeeld op 'n stadium te gaan oor na Barclays toe en nou is hy ABG. So alle van die aandele se kodes het natuurlik al intussen verander. Dan die JSE Index Reference wat ek nou van gepraat het. As jy byvoorbeeld 'n sekere Satrix aandeel wil gaan verhandel met die groeperings, kan jy hier gaan kyk wat die kodes is. Soos byvoorbeeld daar's die jou industrials sal jy daar so kry. So daar kry jy jou J211 is jou industrials, jou financials is die J102. En daar kan jy dan natuurlik gaan na die grafiek gaan kyk en dan natuurlik besluit wil jy op daai Satrix aandeel gaan verhandel. So jy kan op klik en dan sê van chart IQ en hy vat jou dan direk na die chart toe vir al hierdie indekse. Okay. Dan die list of stockbrokers, ook 'n baie belangrike bladsy wanneer jy nou gereed is en jy wil nou begin invest en jy's nou reg om te trade of te invest, kan jy na hierdie bladsy toe gaan en jy kan vir jouself 'n online share trading rekening gaan oopmaak. Byvoorbeeld vir equity investing, as jy net wil invest, jy wil nie trade nie, dan maak jy jouself 'n easy equities rekening oop. As jy byvoorbeeld net wil trade, maar jy wil nie gaan en invest nie, gaan jy vir jouself 'n IG rekening gaan oopmaak. Maar as jy graag beide wil doen, so byvoorbeeld invest en trade op dieselfde tyd, dan gaan maak jy vir jouself 'n securities rekening oop by Standard Bank. En dan kan jy beide doen. Wat ons maar in die algemeen verkies is sodat jy basies gaan kyk na wat so soort tyd het jy en hoe bedrywig is jou dag en daai tipe van dinge en daarbey kan jy besluit natuurlik rondom wat gaan meer gemaklik wees vir jou, investing of trading. Maar dit sal ons natuurlik meer later verduidelik in verdere webinars. Okay. Dan media natuurlik, julle almal kan gaan registreer op ons Facebook bladsy. So op die Facebook bladsy, as jy daar gaan klik en jy net vir hom sê gaan join. So ek nou gaan klik op die Facebook, vat hom direk hiernatoe en ek sê dan hier so join group. Nou daar is 'n questionnaire natuurlik. Almal moet dit weet, daar is 'n questionnaire om die groep te join. Nou twee dinge natuurlik. Een is jy moet vir ons jou serial nommer gee van jou pakket of jou telefoonnommer waarmee jy geregistreer het. En dan natuurlik moet jy die groep reels accept. Okay. Nou die groep is 'n closed group, so is net vir members, share tracker members. So jy gaan net so intoe join die groepie. Sit vir my daai details in en ek aanvaar jou dan van my kant af. As jy natuurlik een van die detail mis, soos byvoorbeeld 'n telefoonnommer, dan gaan ons decline, want jy moet 'n telefoonnommer of 'n serial nommer gee sodat ons kan kyk of jy wel 'n kliënt is of nie. Okay, want dit is strictly net vir kliënte hierdie bladsy. Okay.
En dan het ons ook ons Twitter bladsy en die blog. So Twitter is wat nie, dis nou nie 'n closed group soos wat Facebook is nie, so ons sit bietjie minder inligting daar, maar ook baie nuus oor die markte. Alright, want nuus kan enige iemand gaan kry. So op Twitter sit ons baie nuus oor wat die maatskappye nou huidigelik doen daar buite, wat fundamentals natuurlik betrek. Okay, en dan die blog is natuurlik Hendrik die Jager se blog. So hierdie gee vir jou 'n bietjie meer goeie so strategie. Watter soort strategie kan jy gebruik en wat byvoorbeeld is candlesticks, Jilbo is candlesticks. Die wat wil candlesticks leer, kan hierdeur gaan werk en sien wat beteken elke liewe candletjie. Okay. En dan as jy afgaan en begin hulle met die strategie, total PS, AR, ADX, combo strategy. So is klomp verskillende strategieë wat jy kan gaan deurwerk om dit soveel makliker vir jouself te maak en lekkerder te maak. Want hoe meer jy leer, hoe beter. Want die markte daar's so baie om te leer oor die markte, maar elke ou verskil natuurlik en gebruik 'n verskillende metode, maar ons wys vir die maklikste metode om te gebruik. Hier kan jy natuurlik ook gaan registreer vir Hendrik se webinar, so daar's possible retracements en tydsberekening wat hulle moet koop en wat hulle moet verkoop. Al wat jy dan hoef te doen is jy klik dan net op die link. Hy vat jou dan direk ook na GoToWebinar se site toe en jy gaan registreer vir daai webinars. So jy is meer as welkom ook vir daai webinars te gaan registreer. Dis natuurlik nie beskikbaar onder die education by webinars en by live webinar bookings nie. Jy kan nie van daar af gaan registreer vir dit nie. Jy moet gaan registreer op die blog vir sy webinars. Okay. So dit is basies dit vir die basis 1, maar as julle enige vrae het of enige iets, julle is meer as welkom om te gaan na Need Support toe en 'n question deur te stuur en ons sal natuurlik julle vrae dan vir julle beantwoord of julle kon ons direk dan kontak hier regs bo onder kontak as en ons dan van daar af ook gaan kontak. So al ons nommers is daar, so Jilbo is ons hoofkantoornommer natuurlik en dan hier is ons supportnommers wat 24 uur beskikbaar is, waar die ouetjies dan meer as gewillig is om julle te help dan met enige vrae wat julle het rondom enige iets op die sagte ware. Okay. Dan sê ek vir julle om te lekker aand hê en dan hoop ek sien julle almal dan nou Vrydag vir basis 2.